vanmorgen vir sy grootheid en sy goeie tierenheid. Ingako dikula Hey maka alles die bloed van die Heere Jesus reina helemaal alles Halleluja. Ek moet baie stadig wees, pastor. Ek sien allemaal dat baie mooi woorde uitgespreek. Ek weet nie van wie ek gesê is, ek leraar nou die dag. Die dankie. Hy klink so simpel. Maar die ding is maar net, die iemand wat die dankie ontvang iets baie goed. Amen. As ek vir julle moet vanmorgen dankie sê, dan gaan het emotional. Want alles wat gedoen was net deur die gees van die Here. Kan die keer homself van die gedaan. Pastor, baie dankie. U het ons weer geleid met die 7 kruiswoord. Dat was baie goed gewees. Diep en baie dankie vir 'n magtige diens wat u gelei het. En die Here, dit wat jy praat, die 'n mens kan dit ervaar. As lekker as ons mekaar kyk, dan sien jy hoe iemand vorder van heerlikheid tot heerlikheid. Lere, dankie vir u lerings. It was powerful. As mense wat het geniet het. Mag die Here u nog vat van heerlikheid tot heerlikheid. Ou weet jy so baie dinge wat 'n mens moet sê dankie. Baie dank is om agteruitdink dis dat jy sit maar net. As jy ook nie toegerus is nie, dan kan dit vir jou 'n mislukking wees. Amen. Mag die Here vir ou die vat van heerlikheid tot heerlikheid. Ek wil nog net hê die Here moet vir ou die mag oopmaak. Laat die ou die se geestelikheid oopmaak, laat ou die kan sien wat is my verlange hier binnekant. I'm not going to speak it again. Maar hy moet my verlange sien. Amen. My vrou, baie dankie. Ja. Ek eintlik al dat jy my hierdie paar dae onder my voete het. You are like a mom to these young daughters of you. Die way julle aanmoedig is nou die tweede week wat sy dit noem. En ek voel dat die kijkers het 'n hand onder hulle wat hulle beskerm. Ek praat die woord hier so. En ek wil jou sê, moet jy ophou om hulle te beskerm. Moet jy ophou om hulle te bemoedig, solang die Gees jou toelaat. Kan ons net weer vir ons 'n lieflike hande klap gee. Bishop my het gesê, agter elke suksesvolle man staan 'n suksesvolle vrou. Agter elke suksesvolle leier, hoofleier in die kerk, 'n suksesvolle man. En julle 'n suksesvolle man in die huis van die Here. Nou, ons doen vanmôre die offerings.
Prys die naam van die Here. Genesis 22, die offerhande op Moria. Ek wil eers probeer om vir u iets voor te bring, pastor. Ek lees iets in die week hierso. En dit het my so aangeraak. Die ding se naam is ek wil die offer eintlik 'n titel, The Golden Touch. The Golden Touch. Hulle sê they were a certain man, dat was 'n sekere man wat baie goud gehad het. Hy het so 'n klomp goud gehad. But his greediness het hom later in 'n probleem ingaan sit. Sy verlange is dat whatever he touches, that everything should change to gold. And his wishes come to pass. He go to a certain man and he said vir hom, man, ek wil graag elke ding wat ek aanraak moet verander aan goud. Wat hy vir my daar oopmaak, is hy kom luister. Dit was die ding, wanneer jy greedy is, wanneer jy gierig is, dan kom jy in 'n probleem because of greediness. En dit dan gebeur toe. Sy verlange kom nou toe, en elke ding wat hy aantouch, verander aan goud. Man het hy geweet dat dit dan gaan tot by sy tafel kom. Man het hy geweet dat hierdie ding gaan tot by sy dogter kom, wat hy so lief het. Toe hy aan sy tafel sit en sy vark en sy mes vat, they change to gold. Jesus. Toe hy die lepel aan die kos sit, toe verander die kos aan goud. Greediness. Is net sy en sy dogter wat saam bly, en sy dogter baie nie. Toe sy dogter kom, en nog sê my dogter, papa is baie ryk. When he touches his doctor come to a statue and change to gold. His doctor changed to gold. Maar hier is ons vanmôre met 'n man van gehoorsaamheid, wat die goud gesoek het. Hier staan ek vanmôre met 'n man, wanneer die Here praat, weet hy moet doen wat die Here doen. Hy wil nie dinge aanvang, laat hom naderhand 'n nadeel word. En toe hy so sien, Here, toe gaan ek terug na die iemand toe wat gesê het, jy sal dat reg kry, praat net 'n woord. En die man sê vir hom, die mooiste ding, pastor, en ek dink sommer aan die Jordansrivier. Hy man sê vir hom, gaan na die rivier toe, en gaan was jou af. Ja. Laat die goud toe hem gaan afwas. Alles wat in goud verander het weer lewendig geword. Al wat ek sê is maar net van, when you are greedy, halleluja, dan moet jy weet, jy kan in 'n probleem inkom. Dis 'n nadeel om gierigheid te wees, my kinders. Ja. Die offerhande op Moria. Na hierdie dinge het God aan Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek, Here, pastor, is dit nie mooi nie? Hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste, wat jy so lang gewag het voor. Die dag toe ek gesê het, toe vrou Sarah gesê het, julle sal 'n seun, vat die seun,
Daar's nie meer 'n ander een nie. Ai, There's no greediness. But wat ek hier ervaar is obedience. yes, amen. En daar is nie vragte nie. Maar my Here, U het gesê U gaan my hierdie seën gee. Hoe kan U dit weer terugneem? Maar die gehoorsaamheid kom by Abraham. Ek wil die kerk sê, Ai, Here. dit maak nie saak wie dat jy is. Ja. Let our wives, let ons as manne, wanneer vroue moet gee, moet nie in hulle pad staan nie. Dit is greediness. Yes. Halleluja. Met vrymoedigheid. Want hy selfde seun gaan terug na die huis toe. Want dit kom met 'n oop hart. Nou soms hoekom ons vuil? Prys die naam van die Here. Dit maak nie saak hoeveel die vrou weet, hoeveel of die man weet, hoeveel ons spy nie. Gee jy net wat jy moet gee aan die Here. Amen. 12. En hy sê, moenie jou hand na die steen uitsteek nie. Ek doen hom niks nie. Ja. Want nou weet ek dat jy God vrees. En jou seun, jou enigste van my, nie teruggehou het nie. Ja. Dis dinge wat die Here op 'n tyd gesê, manne van die Here, vroue van die Here, dat dit jou laaste is. O, Heilige Gees van die Here, hoor wat toe gaan die laaste weer maar. Jesus. Die laaste gaan nou weer na die weduwee vrou toe. Ja, die laaste. Die laaste, Oh, die enigste, oh, Vader. die laaste. Oh, Vader. Maar nou ons het Jesus wat binnekant aan die hart sien. Hy het geweet met wat gee hulle. O, Here, my siel aanbid U. Ek lees nou hier van Kain. Ek sien Kain het ongelukkig ook gegee. Ja, ja. Maar die Here binnekant sy hart gekyk. Oh, Dat sy hart was nooit reg land. om te gee. Oh, Here Jesus. As sy hart reg gewas het, dan het hy nooit sy broer doodgemaak. Ja, die waarheid. Die probleem hoekom ons as manne van die Here, because hallelujah, die vyand se mission is to bring division in the church of God. Sy mission as om skeiding te bring tussen broers en susters. Dat is sy mission. Dis so. Yes. Maar as jy jou opoffer en jou laaste bring, jou enigste seun. As ons die hele skrif kon gelees het, nee, Oh, die mooiste ding, sê Abraham, Here, maar Abraham, sy geloof man, something, his faith. When he said to his servants, stay here, me and the son ja. are going to worship, Ja. and we will come back again. Geloof. And we will come back again. Halleluja. Hy het nie gesê hy sal weer kom nie. Hy sê we will come back again. We are just going to worship. Oh, Vader. En die Here sê, daar gaan tye is wat die Here sê, soms moet jy die man gee nie. Miskien jou probleme te veel. Ja. Anders dan kom jy nou met 'n ander soort sien jy wil gee omdat dit so geleef het of maar hy sê as die hart nie reg is, Moenie gee nie. moet jy gee nie. It's not a blessing for the church. And it will not be a blessing for you. Amen. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as offer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Here. Oh, Come on, man of God. ja. Whatever you give, God is going to provide. God is die God wat voorsien. Mannen van die Here buitekant, kom ons sit aan, prys die naam van die Here. En laat toe dat die Here voorsien. Oh. Ai. Zodat vandaag nog gesê word, op die bed van die Here sal dit voorsien word. Elke dag
vir elke dag as jy na die huis van die Here toe kom, as ons praat van 'n opoffering, dan maak ons soos die man gemaak het. Hy het gegaan na 'n plek toe om te gaan opoffer. You have to offer your body for the Almighty God. Jy moet hom opoffer. Kom na die huis van die Here toe. Soms wat ek gefos was deur die Heilige Gees. I have to go to the mountain. En soms weet ons nie, maar God gaan wys sy grootheid daar. Because ons het onsself gesê, ons offer ons op vir die dienswerk van die Here. En die oomblik wanneer jy vir jou gaan opoffer, dan weet die Here wat is sy plan vir my. My God sal voorsien. Kom ons lees 17. Ek sal nie so lekker deurkom. Kom maar lees, dwaarder lees. Toe roep die engel van die Here vir die tweede keer na Abraham van die hemel af. En sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy gedoen het, en jou wat is dat, jou enigste. Weet jy, hy hou by die laaste ding, daar is die Here seun nie. Op ander woorde, daar is die Here geslag wat gaan kom nie. Die geslag word nog net daar gesny. Hy word nog net daar gesny. Halleluja, dit is die engel wat praat. Omdat jy dit gedoen en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie. Dat ek jou ryklik, hier is die antwoord, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal verneder. The more we offer, hoe meer ons vir ons opoffer in die dienswerk van die Here. Dit is die belofte van die Here. Nou die manne van teologie sê, there are more than 600 promises in the Bible. Yes. And every promises has been fulfilled. Hallelujah. Wat is die Here wat dit gesê word? En hy sê aan Malachi, toets my nie. So dierbaar is, die laaste bietjie wat jy het. Die laaste dag, sê vir my, this afternoon, your tent will be hired. It was the last minute. En ek het dit nooit geweet nie. Die tyd toe ons moet vertrek, toe kom die call. Halleluja, with a double portion. Want hy het gevoorsien, hy het geweet, dat is 800 rand wat ek iewers moet vir iemand gaan gee. Daarom het hy gevoorsien, want hy die opoffering, want ons kom van die berg af. Halleluja. En so het die engel met hom gepraat, om die boodskap deur te stuur, na my toe. Kom ons bring hulle ons lastes, en kyk wat wil die Here deur hierdie week doen. En mag die Here sy woord sê. Kinaya, lift our hands for Kinaya.